En na die troue begin die regte werk eers. Yes, ons is hier so 'n bietjie, ons werkjie vandag hier so op Blue Stamp, hier aan die onthaalsaal vir Wally se troue. En wat 'n voorreg, wat 'n nice, hoe lekker. En dan kom 'n ou besef ou eers hoeveel werk gaan in die voorbereiding van 'n troue. Jo, dis werk, dis als. En daar loop twee goed parallel aan mekaar. As persone besluit om te trou. Dis die werk aan 'n verhouding tussen 'n man en 'n meisie en hulle besluit hulle trou. En dan kom die werk vir die mense langs die kant, wat sê goed, ons gaan help, want hulle twee kan nie die saal alleen opmaak nie, dis bou, dis breek, dis alles, dis kosse, en almal wil hierdie onthaal so spesiaal maak, en al die werk bou op na 'n hoogtepunt toe, en dan kom die Saterdag, en die troue vind plaas, en na die troue begin die regte werk eers, en dan is almal weg, dan bly die genuine werk oor tussen die man en die vrou, en dit is om die vyand uit daai huwelik uit te hou. Ek dink jy ons besef dat die dag wanneer daai huwelik bevestig word, spring die Satan volstroom aan die werk om te kyk of hy dit kan opbreek nie. God is teen dit. God sê in Maleagi, hy haat egskeiding. En dan kom die vyand en hy probeer alles om dit te verbreek. Ek wil nie vandag ingaan en egskeidings gaan bespreek, elkeen individueel nie. Al wat ek net sê is, die mense wat gehelp werk het aan die troue, is dan weg. Waar is die mense altyd na die tyd om 'n pad te stap saam met die huwelik, in plaas van baie keer te sê, ja nee, maar dit het nou gebeur en die twee miskei, of daai tipe raad het my altyd verstom. Laat Christene, dit is hulle raad. Ek verstaan dit nie, dit is vir my partykeer bietjie moeilik om te verstaan. Laat ons dan help of uitsprake oor die huwelik lewe, wat God saamgestel het. Ek dink wat ons moet besef is, geen huis kan bly staan as hy onderling verdeel is nie. En dit kan niet gebeur, wanneer twee mense, die woord sê ook, ons moet eers onderdanig wees aan die Here, voor ons kan onderdanig wees aan mekaar. En daai is 'n baie belangrike ding, selfs hierso waar ons die voorbereidings gedoen het. As almal wil begin sê vir almal, doen jy dit, dan gaan niks gedoen word nie. Een persoon moet leiding vat, en hy sê, dit is die rigting wat ons gaan daai goed te doen, dan doen ons dit. En so werk dit in die huwelik ook. Een persoon vat leiding, maar as daar 'n huwelik begin ondermyning plaasvind en sulke tipe goed, dan raak dit 'n probleem. Daar's 'n komplekse deel in die huwelik. Elke huwelik is 'n huwelik op sy eie, maar dit gaan daaroor onderdanigheid. Die belangrikste tyd, die belangrikste werk in die huwelik is om daai tyd saam met die Here te spandeer. En dan kan dit eers 'n volmaakte huwelik wees. So vir al die mense daar buite wat wil trou, moenie eers probeer as jy nie in 'n volle verhouding met Jesus Christus staan nie. Ek sê nie, ek spreek nie 'n vloek uit vandag nie, maar ek sê net vir julle, die duiwel gaan dan kom. Weet dit, hy kom vir huwelike. Die duiwel is hard op. 50% van eerste huwelike werk nie uit nie. En wat vir die hartseerste is, daarvan is 50% van daai huwelike, is Christen huwelike. So ons is net, in ons Christendom, is ons net so skuldig soos die wêreld. So wat doen ons verkeerd? Is ons miskien, het is 'n wanbegrip van vergifnis, het ons 'n wanbegrip van wat se regte lewe, wat se heilige lewe, ek weet nie, maar ek dink daar lê ook baie werk na huwelik, is om daai goed volhoubaar te doen.
jaar daar is ek genooi na geweldig baie troues toe. Nou, ek onthou, ek tans in Appington. En ek was in Appington ook op 2 troues in my lewe gewees. Vroeger jaar ek het nie lekker geweet waar Appington is nie. Maar so het ek na baie troues toe gegaan. En dit het 'n tendens begin aanneem van ons gaan na 'n party toe. Ek het baie keer die huweliksbevestiging in die kerk het ek gemis. Maar dan het ek gesit en rugby kyk in 'n kroeg en dan, hoe laat is dit, okay, die kerk is seker al uit, dan gaan ons na die onthaal toe. Ek dink baie mense, ek dink ek is die enigste ou wat dit gedoen, ek glo nie ons ander ouens seker wat dit gedoen het nie. Maar hier is iets baie belangriks, die gaste op 'n huwelik is die getuienis van die verbond wat daar gesluit word, die belofte. En weet julle wat gebeur na die tyd, en wanneer huwelik in probleme in hardloop of die duiwel die aanslag kom, dan word daai getuienis heeltemal uitgelos. Dan gaan dit oor 'n maatjie hier of iemand wat hier so iets te sê het. Daai persoon was nie eens by die bevestiging nie. Ek dink die huwelik se waarde lê om terug te gaan dan na daai ouens toe, hulle by mekaar te roep en te sê, maar hierdie persoon het hierdie belofte gemaak voor julle. En dan sal ons sien hoe vinnig stop huweliksprobleme of dingetjies. Maar ons wil altyd na 'n sielkundige toe hardloop en na die een toe. Kom ons gaan doen 'n huwelik waarvoor God dit beskik het. En ja, dit is waar dit gaan. Ek dink ons moet bietjie vergeet om te dink aan die lekker kos by 'n huwelik en al die drank wat daar te drink is vir mense. En gaan en sê, weet wat, ek wil vandag 'n getuienis gaan wees van die belofte wat 2 mense aan mekaar maak vir die res van hulle lewe. En indien daar probleme is, hulle net herinner dat julle het 'n belofte gemaak daai dag aan mekaar. Ons vergeet vinnig die belofte en veral die mense wat nie daar was nie, wat nie tydens die belofte daar was nie, hulle like om wêreldse raad ook te gee. En dit moet so wees en 'n huwelik is tussen 2 mense, nie tussen 4 nie, nie tussen 8 nie, nie tussen 'n hele dorp en die res nie. Dit werk nie so nie. Huwelik bly tussen 2 mense. En as daai 2 mense nie 100% onderdanig is aan God nie, dan gaan daar probleme kom.